Goeiedag, my naam is Ronaldo Plomlitz, ek is 'n graad 8 leerling by die Hoërskool Wonderboom en my onderwerp is Nuuskierigheid is 'n verdwynende tendens onder jong mense. Voorsitter, ek vang myself nou die dag dat ek die Engelse woord se Afrikaanse vertaling moet opsoek en die eerste ding wat ek dink is, Google vertaling maak dit so maklik. Dis letterlik 'n druk van 'n knoppie en ek het onmiddellik my antwoord. Dames en here, as dit bekend klink, dan is jy deel van 'n nuwe tendens, 'n baie gevaarlike een. My standpunt vandag is duidelik dat nuuskierigheid stadig maar seker besig is om onder tieners te verdwyn as gevolg van tegnologie, omdat dit dink vir ons soveel makliker maak, maar nie beter nie. My eerste argument is dat vinnige antwoorde nuuskierigheid doodmaak. Ons leef in 'n wêreld waar alles binne 3 sekondes beskikbaar is. Hoekom wonder as jy kan scroll? Hoekom vra hoekom as TikTok reeds vir jou 'n video gee wat sê jy sal nie glo wat volgende gebeur nie. Dis aanloklik en so aanvaar ons net wat ons sien. Mariet Snyman, sielkundige, skryf in haar artikel Nuuskierigheid gee 'n voorsprong op haar webtuiste marietsnyman.co.za van Oktober 2025 dat kinders leer en ontwikkel deur nuuskierig te wees. Maar in vandag se tyd is die druk van 'n knoppie net 'n soveel makliker opsie en waar nuuskierigheid voets by die agterdeur uit. Nuuskierigheid word vervang deur gemak. Ware nuuskierigheid vra tyd, geduld en denke. 3 dinge wat nie goed saam met 'n keypad. Ag, wat is dit nou weer in Afrikaans? Oeps, ek kan ons nou nie vir Google vra nie. My tweede argument is dat vrees om verkeerd te wees jong mense stom maak. In 'n artikel op die Afrikaans.com webtuiste van 12 April 2023 skryf Annelie van Jaarsveld, taalkundige, dat die gesegde die wat vra word slim, al hoe nie meer geld onder tieners van vandag nie. Tieners is baie sensitief in vandag se tyd, want die uitkyk is, nuuskierigheid beteken nie vra, en vra beteken jy kan dalk dom klink. In vandag se kultuur word foute vinniger uitgelag as reggemaak. Niemand wil mos daardie leerder wees wat 'n vraag vra en dan hoor, "Hai, dit moes jy in graad 6 geweet het." Daarom laat ons eerder stil en nuuskierigheid gaan lê iewers saam met ons wiskundehandboek onder die bed. Nee, nuuskierigheid beteken om te sukkel, om foute te maak en om nie dadelik te weet nie. Maar tegnologie verwyder daardie ongemak en daarmee saam verdwyn groei. My derde argument is dat vermaak die plek van ontdekking ingeneem het. Waarom iets self uitpleis as Google, YouTube en ChatGPT reeds alles vir jou kan doen? Selfs eksperimente is nou op video, sonder die reuk van mislukking of die spanning van gaan dit ontplof. In haar boek Tienertrieks vir oorlewing, gepubliseer in 2019, skryf Dr. Sharani Symington dat tienerjare 'n warrelwind van verandering, ontdekking en uitdagings is. Maar die tendens is daar dat dit baie makliker is om sosiale media te gebruik vir die nodige kennis. Tieners moet gerus word met die nodige selfleervaardighede om hul nuuskierigheid te laat floreer in ontdekking, nie in kykmodus nie. Nou hoor ek 'n teenargument. Sonder tegnologie sou ons nie toegang tot soveel kennis gehad het nie. En dit is waar, tegnologie is nie inherënt sleg nie. Dit het die potensiaal om nuuskierigheid aan te wakker. Maar hier is die belangrikste verskil. Potensiaal beteken nie realiteit nie. Die werklikheid is dat tegnologie meestal gebruik word vir vermaak, nie ontdekking nie, vir gemak en nie uitdaging nie. As tegnologie werklik nuuskierigheid vorder het, sou ons
meer vrae gevra het, nie minder nie. Dames en here, wanneer laas het ons regtig gewonder? As nuuskierigheid verdwyn, verloor ons meer as net vrae. Ons verloor die volgende generasie, so ontdekkers, uitvinders en wetenskaplikes. Die wêreld het nie net mense nodig wat antwoorde kan download nie, maar jong mense wat vra, wat as en hoekom nie? 'n Samelewing sonder nuuskierigheid raak passief en is nie innoverend nie. Die oplossing is dus nie om tegnologie weg te neem nie, maar om dit verantwoordelik te gebruik. Vooruitgang begin nie met 'n antwoord nie, dit begin met nuuskierigheid. My persoonlike opinie is dat ek dink ons moet ophou scroll en weer begin soek, vra en wonder, want 'n wêreld sonder nuuskierigheid is soos 'n wetenskapklas sonder eksperimente, veilig, stil en ongelooflik vervelig.